Hallo julle, kom ons lees Bolly Blobs in die winter. Dis bitterkoud, 'n ijskoue wind huil om die hoeke van die huis, fluit deur die sleutelgate en laat die flap van die katdeur tot vervelings toe klap asof 100 onsigbare kaaitjies in en uit skarrel. Die aristokratiese en elegante Afghaanse Winkie, Prins Amir van Kinyan, aan die wêreld bekend as die vet slordige brakkie, Bolly Blobs, is nie lief vir die koue nie. Hy bring soveel van sy tyd moontlik in sy mandjie deur, waar hy toegewikkel in 'n tafeldoek wat hy van die eetkamer se tafel afgetrek het, lê en slaap, terwyl 'n druppeltjie permanent aan die punt van sy neus hang. Staan op, skree sy ma, jy moet die wêreld se bo-baas leeg-leer wees. Hoekom kan jy tog nie meer na jou oupa, die bo-baas jagter van Afghanistan, aard nie? Hy het nie die hele dag met 'n druppel aan sy neus gelê en dit nie. Hy was gedurig buite in die sneeu, waar hy sneeuluiperds vir die koning gejag het. As hy nie besig was om sneeuluiperds te jag nie, het hy bo op 'n bergpiek gestaan om die Khyberpas te bewaak. Bolly Blobs klim traag uit sy mandjie uit, skud die druppel van sy neus af, 'n ander een vorm sommer dadelik, en gaan uit in die bitterkoue tuin om die buurkat te vra of sy sal omgee, as hy haar jag, soos sy oupa die sneeuluiperds gejag het. Kan nie, sê die buurkat, ek moet skoon bly, 'n tante kom tee drink. Hy is nooit nie skoon nie, sê die hondjie terwyl hy spook om ontslae te raak van 'n stuk koerant vol konfyt en modder wat aan sy agterbene vasklou. Net 'n ou klein sneeuluiperd jaggie, so wat hy, net tot by die asblik en terug. Jy het 'n druppel aan die punt van jou neus, sê die kat, en stap neus in die lug huis toe. Bolly Blobs kry nou nog kouer en besluit dat, as hy nie soos sy beroemde oupa sneeuluiperds kan jag nie, hy maar 'n bergpiek moet soek om te bewaak, verkieslik binne waar dit warm is. Die bopunt van die trap is seker 'n bietjie soos die Khyberpas, dink hy en maak hom ewe trots daar tuis om dit te bewaak. Na wat vir hom soos 4 uur se bewaking voel, in werklikheid is dit net 3,5 minute, sluimer die dapper Afghaanse hondjie in. Die huisbaas sien nie die slapende hondjie nie, struikel oor hom, val die trap af, stamp op pad onder toe 3 prente van die muur af en verstuit boonop nog sy duim toe hy onder land. Die snaakste van alles is dat dit nie juis lyk of hy omgee nie. Hy lag net en die hele gesin lag ook saam. Bolly Blobs kan dit nie verstaan nie, want gewoonlik skree almal op hom as hy kwaad doen. Hierdie nuwe, vrolike atmosfeer duur 'n paar dae lank. 'n Vreemde soort elektriese opgewondenheid heers in die huis. Die hele gesin bring helderkleurige geskenkpapier, ballonne en huls in leeg. Huisbaas dra hom dood aan die pakke klingende bottels. Nie môre nie, sê die dogtertjies met oogies wat blink, of die dag daarna nie, maar die volgende dag om Kersfees. Sy gee hom 'n stywe drukkie. Wie is Kersfees, vra die hondjie daardie aand vir sy ma, en wat kom soek hy hier? Hou hy van honde, of sal ons weer toegesluit word, soos wanneer die vrou met die groot hoed kom kuier? Kersfees is nie 'n hy nie, verduidelik sy ma. Dis die beste dag van die hele jaar. Sy verduidelik alles aangaande Kersfees vir hom. En weet jy wat, volgens sy baie kinders mag vir hulle ma's sê watter geskenke hulle graag wil hê. As hulle dan soet was, sal Kersvader by die koorsteen inkom en geskenke neersit, waar die kinders dit kan kry wanneer hulle op Kersoggend wakker word. Bolly Blobs het nog nooit in sy hele kort vet lewe van so iets wonderliks gehoor nie. Gebeur dit ook met hondjies of net met kinders, vra hy met 'n hart wat in sy keel klop, ingeval dit nie met hondjies gebeur nie. Net met soet hondjies, sê sy ma. Ek sal soet wees, en hy hardloop uit na sy vernaamste winterdinkplek in Hasie Kalbassie se ou hokkie, om daarna te dink oor watter geskenke hy vir Kersvader sal vra. Nadat hy 2 dae lank diep gedink het,
besluit hy op die volgende: 'n been, beestert asseblief. Dit moet so warm wees dat ek dit nie kan eet nie, en dit onder my neus moet neersit om af te koel. Die geur sal dan opstyg. 'n paar rolskaatse sodat ek die bierkat sal kan vang en vermorsel. 'n kattekruitplantjie. Ek verdra nie die reuk daarvan nie, maar die bierkat is mal daaroor en het nie een nie. 'n nuwe neus wat nie al ewig in die winter 'n druppel sal hê nie. 'n miljoen triljoen sjokoladelekkers vir honde. My eie huis, so groot soos die een waarin ek nou woon, maar al die kamers moet kombuise wees en al die meubels rusbanke. 'n nuwe hondemandjie van rotting wat soos 'n lewer ruik. 'n klein sneeuwluipertjie sonder naels en so effens vertraag vir my om te jag. Iets baie lekkers om vir my ma te gee. As u nie aan iets regtig lekkers kan dink nie, Kersvader, sal ek maar vir haar die helfte van my sjokoladelekkers gee. Daardie aand, toe dit vir hom voel asof hy al ure lank in die bed daarvoor lê en wag, vra Bolieblap se ma eintlik vir hom wat Kersvader vir hom moet bring. Die hondjie haal diep asem. Nou ja, begin hy, 'n been. Sy ma wag. Is dit al, vra sy? Jy's darm 'n soet ou hondjie om so 'n eenvoudige geskenkie te vra. Is jy seker dis al wat jy wil hê? Dis doodstil. Dit is al wat hy kan vra. Bollieblaps, uitgeput van die harde dinkwerk en al die opgewondenheid van Kersfees, is vas aan die slaap.